Vanaand is dit nou die, hoeveelste ene? Die 5de ene. Die 5de ene, die vervulling met die Heilige Gees. Om met die Heilige Gees vervul te word deur die derde persoon van die Godheid aangewakker. Wat beteken dit as ek sê deur die derde persoon? Want dit is die Vader, dan is dit die Seun, en die derde ene is die Heilige Gees. Amen. Aangewakker en beheer, sodat die volle teenwoordigheid en die krag van God onder die erkende heerskappy van Jesus Christus ervaar kan word. Geesvulling lei tot vernuwing, gehoorsaamheid, luister hierso mense, om met die Heilige Gees vervul te word, moet daar iets gebeur binne ons. Heel eerste wat gebeur, is ek en jy word vernuwe van die binnekant af. Dan het ons gehoorsaamheid, dan het ons vrymoedigheid in getuienis en 'n arrestatiekwaliteit in gelowiges se lewens. Met ander woorde, ek en jy kan nie die Heilige Gees ontvang en onveranderd bly nie. Ons moet verander. Daar is iets binne in die Heilige Gees met die awesome en die amazing krag van God, wat maak dat ons hierdie ding moet ek net die taal klap, dan klap ek myself ondersteun. Sê weer? Ons moet verander en die kwaliteit van ons lewens sal verander. Die ons sienswyse wat ons het, sal verander. Die manier wat ons dink, die manier wat ons sien, die manier wat ons praat, alles sal verander. Amen. Mense word vervul met die Heilige Gees voor die bediening van Jesus Christus. In die Ou Testament, Ou Testament. Josua was gevul met die Gees toe hy Moses opgevolg het. Nou kan ons kyk na Deuteronomium 34 vers 9. Hy sê en Josua, die seun van Nun, was vol van die Gees van wysheid. Want Moses het hom die hande opgelê en die kinders van Israel het na hom geluister en gedoen soos die Here Moses beveel het. Voordat Moses gesterf het en voordat Moses sy hande op Josua gelê het, was Josua nie die vername persoon wat hy toe was soos wat die woord van die Here hiervan praat nie. Eers moes daar 'n ding gebeur het. Wat gebeur het is, Moses het gegaan en hy het sy hande op Josua gelê en hy het hom gesalf. En daarso het Josua die Gees van wysheid gekry. Hy sê hy was vol van die Gees van wysheid. In die gebeure rondom, hy sê en die kinders van Israel het luister en gedoen soos die Here Moses beveel het. Nou in die gebeure rondom die geboorte van Johannes die Doper, kom ons kyk, Lukas 1 vers 15. Hy sê, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees, reeds van die skoot van sy moeder af. Lukas 1 vers 41 sê, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. Is dit nie amazing, net om dit te kan lees, dit te kan ervaar, is toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. In Lukas 1 vers 67, hy sê en Sagaria, sy vader, is vervul met die Heilige Gees
en het geprofeteer en gesê. Nou ek gaan nou nie dit lees wat hulle nou gesê het nie, maar Sagaria het gegaan en hy het geprofeteer en wat die kind van Maria sou gedoen het. En Jesus Christus is ook vervul met die Heilige Gees, Lukas 4 vers 1. Nou ons praat vanaand oor die vervulling van die Heilige Gees. Hy sê, Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn ingelei. Kom ons gaan net so 'n klein stukkie terug, so 2-3 trappies terug, en dan kan ons, ek wil nie ons moet dit verstaan, sê toe Jesus gedoop was deur Johannes die Doper, en hy het opgekom in die water, het die Vader, die Heilige Gees soos 'n duivelbok neergedaal. En die Vader het gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Ek is tevrede met hom. Ek is genoegsaam met hom. Dit is wat dit beteken. En hy is deur die Gees in die woestyn ingelei. En Handelinge 10 vers 38, hy sê met betrekking tot Jesus van Nazareth, God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het nie net die Heilige Gees gekry nie, hy het krag ook ontvang. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duivel was. Hoekom? Omdat God die Vader met Jesus was. Nou kom ons by 'n volgende punt, dit is die Nuwe Testamentiese terminologie. In Handelinge 1 vers 5, ek wil net vir julle so dingetjie lees daarso, hy sê terwyl hierdie terme feitelik sinoniem is wanneer dit gebruik word van aanvanklike ervaring van die Gees word vervul, ook gebruik om die daaropvolgende ervarings en vernuwings van dieselfde goddelike krag aan te dui, terwyl die ander terme dit nie is nie. Met ander woorde, kom ons kyk, Handelinge 1 vers 5 sê, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. En dit was na die 40 dae, wat Jesus in die woestyn was, toe begin die mense vervul word met die Heilige Gees. En ek praat nou van individue. Die Heilige Gees was op daai stadium nog nie heeltemal uitgestort nie. Word vervul met die Gees, is 'n apostoliese opdrag. Efesiërs 5 vers 18. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Maar word met die Gees vervul. Gevul met die Gees is 'n bewuste ervaring van God se krag. Kom ons kyk, Handelinge 2 vers 4. Hy sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Kan jy onthou wat het daarso gebeur? Dit was met die eerste 3000 mense wat tot wedergeboorte gekom het met die eerste kerk. Dit is wat daarso gebeur het. Imagine, as hier op een slag in die aard 3000 mense tot wedergeboorte kom en vervul word met die Heilige Gees op een slag en almal van hulle begin spreek in tale en hulle begin profeteer en hulle begin die evangelie verkondig en hulle dien God in gees en in waarheid. Wat se ommekeer sal daai 3000 mense nie net in die aard maak nie, maar wat dit ook wyd sal versprei in die ander provinsies. Dit is net iets amazing om net aan te dink. Hy sê, vol van die Gees is 'n konsekwente kwaliteit van 'n Christelike karakter. Kom ons kyk, Handelinge 6 vers 3 tot 5.
Hy sê, kyk dan uit broeders, na 7 manne onder julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees. Die voorwaarde vir hulle was gewees, jy moet gevul wees met die Heilige Gees, oorlopends toevol. En ook nie net vervul met die Heilige Gees nie, maar ook die wysheid hê van die Heilige Gees. Hy sê, wat ons oor hierdie nodige saak aanstel, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Hoeveel keer kyk ons snaaks na ons medegelowiges? En ons praat van met ons binne in ons kerkie, hierdie klein kerkie van ons. Hoeveel keer kyk ons snaaks na mekaar? En hoor daar wat hy sê, gaan net weer terug nou, sak net, asseblief. Kyk dan uit broeders, na 7 manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees, vol van wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar dis nie net dit daar waar hy stop nie. Hy sê, ons sal volhard in die gebed, om vir en die bediening van die woord. Ons sal volhard in die gebed, en die bediening van die woord. Ek sê, en die woord, gaan net aanweer, en die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies, Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Philippus, en Prochorus, Nicanor, en Timon, Parmenas, Nicolaas, 'n Jode genoot uit Antiochië. Met ander woorde, wat gebeur het daarso, op daai stadium is, die gemeente en die gemeenteleiers het gegaan en hulle het gebid. En hulle het die mense gekies, onder gebed is die mense gekies, daai 7 mense, is hulle gekies om die woord van die Here te gaan verkondig. Hoeveel keer bid ons as 'n gemeente om iemand af te sonder vir 'n spesifieke taak? Kom, dit gebeur man. Dit gebeur absoluut bitter man. En ek glo en ek vertrou dat na hierdie Pinksterdienste ons werklik waar 'n bietjie beter af sal wees, 'n bietjie beter en sterker sal wees as wat ons is. Gevul met die Heilige Gees is die inspirasie of woorde van getuienis, uitdaging of berisping te spreek. Nou Handelinge 4 vers 8 sê vir ons, Petrus getuig voor die Sanhedrin. Daai skrif is nie daar so gesak nie. Handelinge 7 vers 55 is Stefanus getuig voor die raad terwyl hy die heerlikheid van God aanskou. En Handelinge 3 vers 8 tot 10, daai stukkie is Paulus bestraf Elimas. Dit is wat dit beteken daar so, Handelinge 13 vers 9. Hy sê maar Saulus, dit is Paulus, okay, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê. Ek gaan nie vir julle sê wat het hy gesê nie, maar dit is nou maar net, hy is gevul met die Heilige Gees, hy sê die oë op hom gehou en hy het met hom die persoon met die persoon gepraat. Nou kom ons kyk bietjie na die kenmerke van die geesvervulde lewe. Heel eerste is die Gees van Christus behoort die gelowe se lewe te regeer. Nie kontrol nie, hoor mooi wat ek sê, nie te kontrol nie, te regeer. Met ander woorde, die Heilige Gees is ons wat? Is ons raadsman en ons leidsman.
dit is dit wat ons veronderstel is om te onthou. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. Dit is wat ons veronderstel is om aan gehoorsaam te wees. Na die leiding en die raad van die Heilige Gees. Ons kyk Romeine 8 vers 4 tot 6. Hy sê, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die Gees bedink, dit is lewe en dit is vrede. Met ander woorde, ons kry absolute nuwe lewe binne in ons. Daai lewe van ons gee nie om wat die vyand gaan probeer doen nie. Ons is beskerm deur die bloed van die lam. En dan sê ons daarso, is ons sal vrede hê wat alle verstand te bowe gaan. Met ander woorde, ons het nie nodig om te worry nie. Worry julle. Julle jok vir my, julle worry, ons almal worry man. Ja, nie nou nie, ja. Nie nou nie. Maar dit gebeur, want dit gebeur. Die Gees produseer ook vrug van geestelike karakter, of van Christelike karakter. Nou weer, lees ek vir julle. Galasiërs 5 vers 2 tot 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, julle moet saam mee praat. Kom ons begin weer. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Dit is hoe dit veronderstel is om te wees. En ons gaan dit nog baie hoor. Hoor wat ek vir julle sê, ons gaan dit nog baie hoor. Dit is wat dit beteken. Romeine 15 vers 13. Hy sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Mense, die Heilige Gees gee vir ons krag en hy gee vir ons hoop. Dit is wat dit beteken. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede, deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Ons gaan nie hoop hê, as dit nie is vir die Heilige Gees nie. Die Gees bring vryheid. Romeine 7 vers 6. Kom ons kyk. Hy sê, maar nou is ons ontslaaf van die wet, waardeur ons gebonde was. Want hy sê, ons was gebonde, maar nou is ons nie meer gebonde aan die wet nie. Aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees, die Heilige Gees, en nie die oudheid van die letter nie. Dit is wat dit beteken. En om met die Gees vervul te word, lei dikwels tot lofprysing. Handelinge 2 vers 4. Kom ons lees hom weer. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Wanneer laas het ek en jy in tale gebid? Wanneer laas het ek en jy geprofeteer? Wanneer laas het ons 'n woord van wysheid gegee? Of 'n woord van kennis? Of die uitleg van taal? Dit voel vir my partykeer of ons te skaam kry.
vir dit. Partykeer of miskien is ons net doodkeer. Ons wil ons nou nie aandag op onsself sit nie. Maar hier is 'n paar mense in ons gemeente wat ek weet wat daarvan hou om dit te doen. Maar as ons nie almal veronderstel om dit te kan doen nie. Mense, wat probeer ek sê? Ons word lim. Ons word lim. Die Here sê vir ons in sy woord, was jy maar warm, of was jy maar koud? Dis oké, maar nou is jy lim, en dan gaan ek jou uit my mond uitspreek. Ons moet baie versigtig wees. Baie versigtig wees. Eienskappe wat verband hou met die volheid van die Gees. Die heel eerste ding wat ons doen, wat ons kry, is ons kry 'n vaardigheid. Eksodus 35:31. Hy sê, en hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand, en met kennis, en bekwaamheid vir allerhande werke. As ons gevul word met die Heilige Gees, dan kry ons 'n spesifieke vaardigheid wat God vir my en jou gee. En dit is wat ons moet beoefen. Toe die Here my vervul het met die Heilige Gees, was ek 'n bietjie deur mekaar gewees. Maar wat ek doen met dit wat God my gegee het, is om die woord te kan bedien. En ek sal seker nooit ophou om dit te doen nie. Maar wat kan jy doen met die vervulling van die Heilige Gees? En hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand, met kennis, bekwaamheid vir allerhande werke. Die volgende punt wat ek maak is wysheid. Die Heilige Gees gee vir ons wysheid. Handelinge 6:3. Hy sê, kyk dan uit broeders na 7 manne onder julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Ons het dit nou gelees, en ons het die name gelees. Maar die punt is, die Heilige Gees gee vir ons wysheid. Dan kom ons by die volgende punt. Die Heilige Gees, die vervulling met die Heilige Gees gee vir ons vreugde. Lukas 10:21. In dieselfde ure het Jesus hom in die Gees verheug en gesê, ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit U welbehaag. Sê die woord van die Here nie vir ons, ek en jy moet word soos kinders. Dan sal ons die koninkryk van God beerwe. Maar ons wil te slim raak. Ons wil te veel die dinge uitredeneer. Wat se dinge? Die woord van God wil ons probeer uitredeneer. Ja, maar dit is nie wat dit sê nie, maar dit is eintlik dit. En ja, maar nie die sis nie, maar dit is nou maar so. Daai goedjies. Dit is dit wat ons moet stopsit. Ons moet die geloof hê van 'n kind. Ek onthou, as ons op vakansie gegaan het ek vir my pa gevra, waarom pa het ons genoeg geld vir petrol? En as ons gevlieg het, is daar genoeg geld vir die vliegtuigkaart. Die geloof daar was klaar daar gewees, want my pa sou nie gesê, kom ons vlieg Kaap toe, as hy nie die geld gehad het. Of kom ons gaan Durban toe, as hy die petrol geld gehad het.
gebeur nie. Want dit is die geloof van 'n kind. En ek en jy moet die geloof hê soos van 'n kind op God. Om te weet dat hy aan my en jou sal voorsien alles wat ons nodig het. Hy sal met ons versorg en hy sal ons beskerm. Ja, ons sal deur trials en tribulations gaan, maar dit sal nie bokant ons vermoë wees nie. Ons sal dit nog steeds kan hanteer. Wat ek kan hanteer en wat Antoinette kan hanteer, is nie altyd dieselfde nie. Party mense kan baie hanteer, ander kan net 'n bietjie hanteer. Maar dit is irrelevant. Die Here sê vir ons, ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou toemaak. Handelinge 13 vers 52. Dit is so oulike skrif hier. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Hoe? Mense, die disippels is vervul met blydskap en hulle is vervul met die Heilige Gees. Kom op! Wat is makliker as dit? Wat is makliker as dit? Ons loop soos partykeer of die meeste van die tyd soos 'n klomp suurpruime rond. Sour plums, dis wat hulle dit noem in Engels. Ons moet vol blydskap wees, want ek en jy die Heilige Gees binne in ons. Weet ons nie gelees wat dit vir ons gee nie, dit gee vir ons vreugde. Dit gee vir ons blydskap. Die laaste ene, en ek sluit dit op af. Geloof. Handelinge 11 vers 24. Hy sê, want hy was 'n goeie man, en vol van die Heilige Gees en geloof. Ons het geloof, want ons is vervul met die Heilige Gees. En 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Wat leer jy uit die vervulling uit van die Heilige Gees? Met die vervulling van die Heilige Gees is daar 'n verandering wat binne in my en in jou plaasvind. Die heel eerste ding wat gebeur daarso is as ons vervul word met die Heilige Gees, ontvang ons vreugde. Ons ontvang geloof. Ons ontvang blydskap. Ons ontvang vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Hoekom is dit nodig dat ek en jy nie moet vrede hê nie? Hoekom is dit nodig dat ons nie moet vrede hê nie? God gee vir ons sy Gees sodat ons vrede kan hê. So, ons moet die vrede vat en die binne in ons hou. Ons moet die blydskap hê van die Heilige Gees. Ons moet die wysheid hê van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees kom en hy download dit in ons. Ons het gesien wat hy met Moses ook gedoen het. Hy is reggemaak vir allerhande werke, want hy die wysheid gehad en hy die kennis gehad. God het dit in hulle gedownload vir daai klompie mense wat sekere take moes doen het, veral met die ambagsmanne. Mense wat ek sê, as ons vervul word met die Heilige Gees, kan ons nie toelaat dat die Satan met ons kom vervoer speel. Ons kan dit nie toelaat nie. Baie van ons raak, en ek praat oor die algemeen, raak ruggraatloos. Ons
dien al so lank die Here. Ons gaan nou maar net aan so. Hier op die bergie af, ja, gaan ons nou maar net aan, en aan, en aan, en aan. Dit hoort nie so nie. Ons moet die Here dien, met gees en in waarheid, met blydskap, met vreugde. Dit is wat moet gebeur. Ons moet vrede in ons hart hê, wat alle verstand te bowe gaan. Ons moet bly wees by wat die Here vir ons gee. Elke oomblik van die dag. Ja, daar is stampe en stoot in die goed, maar dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Die Here is aan ons kant. Hy sal vir jou sorg. Hy sal vir jou toemaak. Want ek en jy word beskerm deur die bloed van die Lam.